Goeiedag en baie welkom by sessie 1 van module 3. In module 3 dink ons veral oor die roeping van 'n disipel. Ons gaan begin deur te kyk na roepingsverhale in die Ou Testament. Maar reg aan die begin hier in die eerste sessie praat ek eers 'n bietjie oor weer net die boodskap van die Bybel. Waaroor gaan dit regtig in die Bybel? Want ek dink is tog belangrik dat ons dit sal verstaan, veral wanneer ons nou meer te doen kry met die Ou Testament. Daar's so baie mense wat vandag nog dink, alles wat in die Ou Testament geskryf is geskiedenis en dit is korrek, dis waar, want die Bybel dink hulle is 'n boek wat in alle opsigte betroubaar en gesaghebend is en dat dit geïnspireer is, so dit moet waar wees. Maar dit is 'n totale misverstaan van wat inspirasie beteken. Die Ou Testamentiese verhale is nie geskryf soos wat dit gebeur het nie. Dis vandag deur baie goeie navorsing is dit bewys dat meeste van daardie verhale, die vroeë verhale van die eerste 5 boeke van die Bybel in die vroeë geskiedenis van Israel, is eers geskryf in die tyd van die ballingskap. Dis toe saamgestel. Daar was wel skriftelike bronne en mondelinge oorlewering waarop hulle staat gemaak het en van gebruik gemaak het, maar daar was ook ander invloede rond van die omringende volke. Toe hulle in ballingskap was, het hulle ook gelees van daardie volke se sieninge van die oorsprong van die wêreld en wat dit beteken en hoe dit gebeur het. En daar's duidelik bewyse dat hulle daarvan gebruik gemaak het. Van hierdie ander volke het byvoorbeeld ook verhale gehad van 'n sonvloed, van 'n bou van 'n groot toring ensovoorts. Maar die doel waarom hulle geskryf het, was juis in die tyd van die ballingskap om aan hulle eie mense, die Jode op daai stadium wat in ballingskap is, net weer terug te bring na hulle eie identiteit as die volk van God. Jy kan jou voorstel, die volk is weggevoer hier, hulle is hier in 'n vreemde land en tussen vreemde mense wat vreemde gode aanbid. En in so 'n situasie is daar altyd die gevaar dat soos wat die tyd verbygaan, jou mense beïnvloed kan word en opgeneem word deur hierdie ander sieninge, dit eintlik jou verhaal oorneem en hulle verval nog verder in afgoderry. En daarom is daar geskryf om aan hulle eie mense te sê, wie is ons? Waar kom ons vandaan? Wie is ons God? Hoe het ons hier beland? En ook natuurlik die verlossingsverhale veral, soos wat dit in Genesis, Exodus vertel word, van ons God wat in die verlede op 'n kragtige manier vir ons uit slawerny verlos het. Nou is ons weer in slawerny, hy kan dit weer doen. Hy kan ons weer hier kom uithaal en verlos, want dit is wie ons God is. En natuurlik ook om te getuig teenoor hierdie ander vreemde volke, wie die God van Israel is. Daardie mense het geglo, die son en die maan en die sterre is gode, hulle aanbid. En nou kom hulle en sê, nee, julle het dit mis. Jy weet, ons God is die almagtige skepper van die hemel en aarde. Hy het net gesê, laat daar ligte wees in die hemel, en daar was die son, daar was die maan, daar was die sterre. Ons God het dit alles tot stand gebring, net deur te praat. En daardeur te sê, maar ons God is die unieke, die een wat anders is. En hy was natuurlik, soos hulle hom beskryf het, gans anders as enige ander bekende gode. Die meeste ander skepingsverhale het gepaard gegaan met gewelddadige konflik tussen 'n God, 'n manlike God en 'n vroulike God, wat die manlike God, die vroulike God uitmekaar skeer en uit haar binnegoed die wêreld tot stand bring in sulke gruisame verhale. Nou kom hulle met hierdie verhaal in Genesis, 'n pragtige verhaal van die skepping, en elke keer sê God, dit was goed. Dis totaal uniek in daardie tyd, in die vertelling van, en oor die denke oor hoe God is. So, waarin ons kan sien dat dit uniek en anders is, dat dit goddelik geïnspireer is juis in die andersheid, die uniekheid daarvan, teenoor die bestaande opvattinge wat in daardie tyd oor God geheers het. Dit is net so totaal uniek en vreemd, dat jy eintlik kan sê, dit kan net van God afkom. Die mens kon dit nie so uitdink nie. So hulle vertel hierdie verhale om oor hulle God te vertel, wie ons God is, hoe hy is. En dit is glad nie bedoel om 'n korrekte weergawe te gee van die geskiedenis en presies hoe dinge verloop het nie. So as ons sê dat die Bybel geïnspireerd is en dat dit gesaghebend is en betroubaar is,
dan sê ons daarmee dis geïnspireerd en gesaghebend en betroubaar, sover as wat dit 'n betroubare openbaring, bekendmaking van wie God is. En hierdie verhale natuurlik, daar's baie profetiese materiaal in wat vooruitwys na die koms van Jesus Christus, na die Messias. En dit is die kulminasiepunt van alles, van al hierdie verhale. Dit is die kulminasiepunt van God se openbaring, sy bekendmaking, waar hy mens word, vlees word, om homself werklik sigbaar aan mense te kom bekendstel, waar hulle met hulle eie oë en ore hom kan sien en ervaar en hoor, waar hy as mens tussen hulle loop. Nou daar was ander opvattings ook van gode wat mens geword het, of half God, half mens was, vir groot figure wat daar die sprake van was, dat hulle eintlik deur 'n God in die wêreld gebring is, en dat hulle half goddelik was, half mens was. So dit was nie heeltemal vreemd nie, maar die manier hoe Jesus Christus dan optree was weer totaal en al uniek, dat hy nie aanspraak gemaak het op roem, op rykdom, op dit wat vir die mense belangrik was, om bekend te wees, om ryk te wees, om op daai manier mag te bekom nie. Hy het gekom op 'n eenvoudige manier, 'n eenvoudige geboorte, 'n eenvoudige kinderjare, in 'n eenvoudige familie, sonder groot fanfare. Sy uniekheid lê in hoe hy is, hoe hy optree teenoor mense, sy liefde, sy omgee, sy totale andersheid as wat mense, selfs die Jode, van hom verwag het, van die Messias verwag het. En dan wat ook goed is om te weet, is dat wanneer die Jode geskryf het in hulle verhale, het hulle baie gebruik gemaak van gelykenisse, metafore, beelde, wysheidsliteratuur, alles om jou te laat worstel met die teks, te laat nadink, wat is werklik hierin opgesluit? Wat is die werklike betekenis agter dit? So in die Joodse verhale, in die Joodse geskrifte, was daar 4 lae van betekenis. En in die rabbies het gewoonlik lank geworstel om hierdie verhale te ontleed en te analiseer en te verstaan en daaroor gepraat. Wat is werklik alles die betekenis hiervan? Dit het in die eerste plek wel gegaan oor die eenvoudige letterlike betekenis, dit wat ons hier kan sien, wat hier met ons gedeel word. En dan het hulle gevra, wat is die wenk wat hier aan ons gegee word in hierdie teks? En verder het hulle gepraat oor wat is moontlik die dieper, mistiese betekenis agter die teks, wat ons nie met 'n eerste lees raak sien, wat ons langer mee moet stilstaan en vra, wat word werklik hier vir ons gesê? En dan het hulle ook gevra, wat is die moontlike morele betekenis? Wat sê dit vir ons lewe? Is dat dalk iets wat vir ons gesê word, wat van ons verwag word, 'n morele aanspraak, wat op ons manier van lewe gemaak word? As ons dus nou sê dat die woord gesaghebend en betroubaar en geïnspireerd is en waar is, dan is dit veral van toepassing op die openbaring van God, soos dit uitloop in Jesus Christus. Sover as wat dit gaan om die bekendmaking, die openbaring van God, en hoe hy aan Jesus Christus aan ons bekend gestel word, en alles wat Christus kom doen het, rondom daardie boodskap van die Bybel, glo ons, dis absoluut betroubaar, dis gesaghebend, dis geïnspireerd, dis onfeilbaar, maar nie wat alles aanbetref, alles wat die Bybel sê oor byvoorbeeld geskiedkundige feite of wetenskaplike feite nie. Dis nie die bedoeling van die Bybel nie. So mense kan groot foute maak as hulle vra aan die Bybel vra wat die Bybel nie wil antwoord nie, want dis nie waaroor die Bybel geskryf is nie. Die vraag wat die Bybel wil antwoord is wie God is, wie die mens is en wat is God se doel met die mens. En dit word eintlik alles saamgevat in een groot tema. Die tema wat soos 'n goue draad dwars deur die Bybel loop, waar God oor en oor vir die mens sê, ek wil vir jou God wees en ek wil hê jy moet vir my 'n gehoorsame kind wees. En dit is hoe dit in die begin was in die skepping, dat God was God, die mens was verteenwoordiger van God, wat voor God in afhanklikheid van God geleef het. Dit weet ons nou al uit die vorige modules hoe dit gebeur het, dat daardie verwydering gekom het tussen God en mens, en dat daardie doel eintlik nie werklikheid geword het nie. So alles wat die Bybel vir ons vertel,
is wat God gedoen het om daai doel weer te herstel, sodat ons weer aan ons oorspronklike roeping kan beantwoord, om te leef as verteenwoordigers van God, om te leef met die wete dat God ons God is. Hy is die een wat ons eienaar is, aan wie ons behoort. Hy is die een wat ons lei soos 'n herder, wat vir ons betrek by sy planne. Dit gaan oor sy naam en sy koninkryk en sy wil, en ons is sy gehoorsame kinders. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.